ons wonderlike Here Jesus. Wat 'n voorreg vir ons om in U huis van aanbidding te kan kom buig vanoggend. En Here, ons vier nie net vandag nagmaal nie, maar Jesus, ons kom sit by U voete om ons te kom bedien, om weer eens vir ons vergifnis te kom gee op 'n besonderse wyse. Vergifnis waarna ons harte smag. Want Here, ons is maar boos in ons diepste menswees. Ons is vuil voor U. En ons smag na U bloed, wat alleenlik ons sondes kan skoon was. U genade wat alleenlik ons lewens kan omvou en optel. En ons weer eens nuwe mense, kinders van U sal maak. Ons nooi U nou in ons harte en ons smeek dit in ons Jesus se kragtige naam. Amen. Goeiemôre aan u elkeen. Het is goed om u te kan verwelkom. Goed om u te kan sien. Familie, vriende, almal van u. Het is lekker om hier te wees en het voel sommer lekker so. Ons wil u nooi om saam met ons te aanbid vandag, saam met ons nagmaal te geniet en God se simbole van vergifnis ook in ons lewens op 'n besonderse wyse te kan ervaar. Vir ons skriflesing, blaai saam met my na die boek van Matteus. Matteus hoofstuk 28. Matteus hoofstuk 28 vers 5 en 6. Ek lees vir u vanaf die ou vertaling. Matteus 28 vers 5 en 6. Dit gaan hier oor die opstanding. En dit sê in vers 5, maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Hoekom nie? Want ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie. Hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Hy is nie hier nie. Hy het opgestaan. Mag die Here dit in ons harte vandag op 'n baie besonderse wyse seën. Ons nagmaalsboodskap vanoggend is getiteld Christus lewe vir my. Christus lewe vir my. Nou ek lees so 'n tydjie terug in 'n sekere tydskrif vir die eerste keer in my lewe van wat hulle die Darwin toekennings noem. Ek het nie eens geweet daar is so iets nie. En nee, dit het niks met die evolusieleer van nou Charles Darwin te doen nie, maar die Darwin toekennings is 'n jaarlikse ereprys, het ek geleer, wat toegeken word aan 'n persoon, glo dit as jy wil, wat op die mees buitengewone onnosele wyse gesterf het. En die artikel vertel dat soos in die verlede, was daar die jaar weer 'n strawwe kompetisie gewees. En hulle noem nogal 'n paar mense en hulle omstandighede wat vir hierdie toekenning natuurlik gekwalifiseer het. Nou, eerstens was daar 'n 49-jarige makelaar van San Francisco, wat volgens sy vrou tydens drafsessies net afgeskakel het. As hierdie ou gedraf het, skakel hy af. En ek weet daar is sommige mense wat so is. As hulle sekere goed doen, dan skakel hulle af en hulle gaan net. Die probleem was dat hierdie man met sy laaste draf uitstappie oor 'n 60 meter hoë krans afgehardloop het en homself te pletter geval het. Tweedens vertel dit van 'n man wat op 'n strand in Buxton NC gesterf het toe 'n diep gat van 2,5 meter wat hy in die sand gegrawe het, boop hom meegegee het terwyl hy daarin gesit het. Daniel Jones, 21 jaar oud, het op 'n strandstoel in die gat gesit toe die sand skielik vir een of ander rede net in mekaar gesak het en hy onder 2 meter sand begrawe is.
Nou wat dit so uniek gemaak het, is dat toe die sand inval, storm almal natuurlik om te help. Hulle grou met strandgafies en hulle kaal hande en hulle probeer om hierdie ou te red, te kry. En toe die noodspan uiteindelik opdaag, het almal so verwoed gegrou, hulle het nie eens geweet waar om te begin soek nie. Hulle moes swaar toerusting gebruik om sy lijk te vind. Maar dan is daar altyd 'n persoon wat die kersie op die koek sit en met die laure wegstap. Nou sy naam was Jacques Lefebvre van Frankryk, wat geen steen onaangeroer gelaat het toe hy besluit het om selfmoord te pleeg nie. Kyk, hierdie ou was baie ernstig toe hy wou selfmoord pleeg. Hy het begin deur aan die bokant van 'n baie hoë kraans te staan. Die yskoue see was onder hom, so daar was geen uitweg as jy val nie. Hy het 'n galgtou om sy nek vasgemaak, en toe die tou se ander punt om 'n groot rots vasgebind, stewig vas, sodat niks kon fout gaan nie. En net om seker te maak, hy oorleef nie sy val en hang episode nie, het hy petrol op sy klere gegooi. Hy het gif gedrink, homself van die brand gesteek en toe gespring. Maar dit was nie al nie. Hy het selfs probeer, terwyl hy gespring het, om in die val homself te skiet. Maar, soos jy byself kan dink, in die warboel, het die patroon hom heeltemal gemis. Dit het die tou bokant hom stikkend geskiet, en gestroop van die geleentheid om homself op te hang, het hy in die yskoue see geval, en natuurlik is die vlamme geblus. Natuurlik die rook, die angs, die stryd en die soutwater wat hy gesluk het veroorsaak dat hy dadelik opgebring het, en van die gif in sy stelsel ontslaag geraak het. En toe daar nog 'n goedhartige visserman, om die kans om te verdrink ontneem, deur hom op die laaste oomblik uit die see uit te red, en na 'n hospitaal toe te vat, waar hy, glo dit as hy wil, aan verkleiming oorlede is. Aan die natuur, aan blootstelling het hulle dit genoem. Praat van desperaatheid. Kyk, as jy wil selfmoord pleeg, hou dit asseblief net eenvoudig, want hoe meer dinge jy doen, hoe meer dinge kan fout gaan. Nou, terwyl ek hierdie artikel lees, vra ek vir myself, hoekom raak mense so desperaat, dat hulle bereid is om tot sulke uiterstes te gaan, om te probeer ontvlug van hierdie wêreld? Ja, die wêreld is stikkend daar buite. Mense raak desperaat. Wat het oor hulle lewens geloop? Wat het fout gegaan? Wat het verlore gegaan dat mense vandag al meer gedryf word tot sulke uiterste wanhoop? Want dit is maar wanhoop, geen hoop nie. Ek lees die berig van 'n suksesvolle advokaat. Hy verdien 'n baie goeie salaris. Hy het 'n nuwe vrou in 'n pragtig nuut gemeuleerde huis in 'n goeie buurt ingetrek. Alles wat die meeste van ons se harte begeer. Maar oënskynlik was dit nie genoeg nie, want op 'n dag, op 'n middag kom hy van die werk af, klim in 'n slaapsak, vat sy revolver en hy skiet homself. 'n briefie aan sy bruid lees, dis nie dat ek jou nie liefhet nie, dis net dat ek moeg is en wil rus. Moeg en rus. Klink dit nie na bekende woorde nie? Woorde wat Jesus self en persoonlik tot ons gespreek het en elke Christen al soveel keer oor en oor en oor gehoor het. Kom na my toe, sê Jesus, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. En die groot vraag is,
wat het fout gegaan dat hierdie mense hierdie rus misgeloop het? Kom ons bring dit nader. Wat staan in u lewe? Dat u dalk ook hierdie rus in u lewe verloor het. Wat het verloor? Wat het u verloor dat u hierdie rus verloor het? Wat het fout gegaan dat baie van ons hier vanmôre sit en ons het nie hierdie rus nie en ons smag daarna. Ons het hierdie rus dalk verloor. Kom saam met my terug na ons skriflesing Matteus 28 vers 5 en 6 wat sê: Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Hy het opgestaan. Sê vir my, het u al die opstanding vergeet? Het u al die betekenis van die opstanding in u eie lewe vergeet? Vergeet wat dit vir u kan doen. Weet, ons gedenk vandag nagmaal om ons weer eens te herinner aan wat Jesus se dood en opstanding vir ons gedoen het. Maar gedenk ons dit nog in ons harte? Het dit dalk net vir ons 'n ritueel geword? Weet ons waaroor nagmaal werklik gaan? Soek ons hom nog baie keer by 'n toegraf? As dinge met ons gebeur, ons gaan soek baie keer Jesus maar net by 'n toegraf. Christus het opgestaan en hy lewe. Hy lewe nie net nie, hy lewe vir jou en vir my. Dit is deur sy lewe dat ons kan lewe. Dit is deur sy lewe dat ek die ewige lewe kan lewe. En dit is deur sy lewe dat ek die geluk, die vreugde, die rus kan ervaar wat sy dood en lewe vir my bewerkstellig het. Kom ons dank God dat ons 'n lewende verlosser het. Nie 'n blote man wat gekom en gelewe en gesterf het nie, maar 'n God wat die dood oorwin het vir jou en my. En omdat ons 'n lewende verlosser het, kan ons na hom toe kom vir verlossing. Jy weet, 'n dooie man kan jou nie red nie. 'n Dooie God kan jou ook nie red nie. Hy kan nie jou sondes vergewe en jou hemel toe neem nie. Maar Jesus sê vir ons, kom na my toe, of hy wat na my toe kom, sal ek nie verwerp nie. Ek sal jou red en jou sondes skoon was. Ek sal jou naam in die boek van die lewe skryf en jou kom haal, sodat jy kan wees waar ek is. Vir altyd. Nou as daar iets in ons lewens is, wat ons baie keer weerhou om Jesus en sy opstanding in ons lewens te aanvaar as 'n werklikheid, dan is dit sekerlik ons as mense se trots. Het ons nie maar almal maar so 'n probleem met daai trots nie, ons eie trots nie. Die tragiese feit is dat hierdie wêreld is vol van selfgemaakte manne en vroue wat gedetermineerd is om hulle self op te trek uit al hulle probleme, al beteken dit dat ek selfs op my agterend beland. Mense wat vasgevang is in hulle trots. Dit maak nie saak wat hulle doen nie, dit maak nie saak aan wie hulle dit doen nie, of waar hulle eindig nie. Al wat deesdae vir baie mense saak maak, is dat ek dit op my manier gedoen het. Los maar vir Jesus en wat hy vir ons gedoen het in die graf, dankie, maar ek doen dit op my manier. Is dit nie maar 'n ego in ons elkeen se hart nie? Die Bybel sê vir ons, as ons sondes bely, hy is
getrou en regverdig. En seker een van die grootste woorde in die hele Bybel is daai 2-letter woordjie as. As. Jy sien, as ons sondes bely, want jy sien, om u sondes te bely, om jou eie mislukkings te erken en jou eie swakhede oop te maak vir ander mense, is juis iets wat iemand wat vasgevang is in sy eie trots nie bereid is om te doen nie. Ja, ons ken die redenasie waarmee ons onsself elke dag regverdig. Ons sê maklik, wel, ek is nou nie perfek nie, maar ek is dan beter as Hitler. Ek is dan beter as Hitler. Jy weet, as God my met Hitler moet vergelyk, dan lyk ek dan soos 'n engeltjie, Ek is dan nou nie so 'n great mens nie, maar ek is dan sekerlik beter as ou Idi Amin. Ek is sondaar. Ja, seker, ek is seker so 'n bietjie opstandig so elke af en toe, maar anders is ek daarom nou nie te sleg nie. Kyk, ek is mos net so goed soos julle almal. Ek doen baie dinge wat die meeste van julle dalk nie eens doen nie. Jy bedoel, ek betaal my belasting, ek help mense, ek gee vir die kerk sy deel, om in die waarheid te sê, ek is seker daarvan God is baie trots om my deel van sy gesin te kan hê. En so regverdig ons onsself. Redeneer ons alles reg en weg en vergelyk ons onsself met ander mense sodat ek kan goed lyk. Ek sê altyd, as jy goed wil lyk, as jy nou werklik goed wil lyk, is dit baie maklik. Kry net iemand wat slegter is as jy en vergelyk jouself met hom. Dan lyk ek mos beter. En dit is wat ons so graag doen. Maar hierdie is in werklikheid alles woorde van iemand wat vasgevang is in sy eie trots. Woorde van mense wat die opstanding in hulle harte vergeet het. Nou, jou redenasies klink dalk goed. Dit klink dalk bekend. Dit klink dalk goeie kerkkultuur. Maar in die koninkryk van God klink sulke woorde altyd hol en leeg. Ons ken almal die alkoholis wat nie wil erken dat hy 'n probleem het nie. Ons ken almal die persoon wat met niemand oor sy vrese wil praat nie. Die besigheidsman wat openlik enige hulp weier terwyl sy drome besig is om in flarde te spat. En as u dalk nog 'n gevangene van trots wil sien, iemand wat die betekenis van die opstanding vergeet het, is miskien al wat u moet doen, om dalk net 'n bietjie in die spieël te gaan kyk. Kyk bietjie in die spieël na jou eie lewe. Sal ons toelaat dat ons trots ons weerhou van ons verlosser wat vir ons opgestaan het, sodat ons sy lewe kan lewe en dit in oorvloed? As u ooit vasgevang voel, as u leeg voel, as u moeg is en na geestelike rus verlang, kom na Jesus, wat vir u uit die graf opgestaan het en lewe. En deur sy lewe kan u ook lewe. Wat ook al Satan in u lewe bring, kan u in die oë kyk, want Jesus het opgestaan en hy lewe vir jou. Nou die verhaal word vertel van 'n sekere predikant wat 'n 9-jarige seentjie gehad het, wat eendag net onverklaarbaar siek geword het, baie siek. En hulle het hom dadelik na die hospitaal geneem waar hy opgeneem is en gou het die dokters agtergekom, maar wow, hier is groot fout. Hulle het hom in afsondering geplaas nadat hy gediagnoseer is met 'n baie rare, maar 'n ernstige aansteeklike siekte. Die dokters het nadat hulle baie toetse gedoen het, die pa ontbied
en sommer oop kaarte gespeel en vir hulle gesê dat julle seun gaan nie oorleef nie. Hy gaan nie hierdie siekte oorleef nie. Reëlings is toe getref dat die pa vir die laaste keer sy kind kon besoek. Niemand anders van die familie was eers toegelaat om sy seun te besoek nie. Met die aankoms by die hospitaal het hulle natuurlik 'n groot doek oor sy kop getrek, vir hom 'n masker oor sy gesig geset en hom 'n spesiale kleed aangetrek met rubberhandskoene en alles. Sy klein seentjie het hom skaars erken toe hy in sy kamer ingestap kom. Nou dit het die pa se hart gebreek om sy klein seentjie so te sien. Papi, het die seentjie gesê, gaan jy my nie soos altyd soen nie? Nee, die dokters wil my nie toelaat om jou te soen nie. Maar eendag sal ek jou weer soen. Hierop het die seentjie gevra, papi, gaan ek doodgaan? Is ek besig om dood te gaan? Die pa wou nie sy seun bang maak nie en hy het net gevra, is jy bang my seun? En hierop het die ouetjie vinnig geantwoord, ek was vermoere bang, toe iets vir my gesê het, ek gaan sterf. Hy sê, maar skielik, toe sê Jesus vir my, moenie bang wees nie, want ek het deur die dood gegaan, en ek het weer opgestaan. Ek het vir jou opgestaan, en ek lewe vir jou, en sal altyd by jou wees. Hy sê, toe is ek skielik net nie meer bang nie, want ek weet, Jesus sal by my wees. Die pa het natuurlik met seer hart die familie se boodskappe aan hulle seentjie oorgedra en vertrek. En ook net betyds van daardie aand het sy seun gesterf. En met 'n verskeurde hart kon hy hierdie familie troos met die gedagte dat hulle klein seentjie, 9 jaar oud, geweet het, Jesus het vir hom opgestaan, dat sy verlosser leef en by hom was. Wow. En wat van ons vanmôre? Weet u dat Jesus leef en hy altyd saam met u sal wees? Weet ons vandag vanuit ons harte dat Jesus se graf leeg is en dat hy vir ons opgestaan het en vir jou en my die lewe aanbied. En elke keer as probleme u in die oë kyk wat net te groot is vir u om te hanteer, weet jy dat Jesus leef? Elke keer as jy hopeloos raak, weet jy dat Jesus leef? As die lewe vir jou net te veel raak en jy weet nie meer wat jy kan doen nie, weet jy dat Jesus leef? Weet jy dit? Dank God vanmôre vir Jesus Christus, dat hy leef. Ek wil hy lewe nie net in 'n storie nie, of daar ver bo in die hemele nie, waar niemand hom kan bereik nie, maar in elke ondervinding, krisis, siekte en stryd, of wat ook al u dalk mag deurmaak. Hy lewe elke dag by ons. Hier, as jy hom toelaat. En daarom kan ek nie anders as om u weer hierdie vraag te vra nie. Is hierdie groot verlosser joune? Is hierdie groot verlosser joune? Loop jy elke dag saam met hom? Het u die hoop van die ewige lewe? En as jy dit nie het nie, as jy nie ja kan sê nie, maak nou die besluit weer eens tydens hierdie nagmaalsdiens om hom deel te maak van jou lewe. Gee u hart aan hom. Gee u lewe aan hom. En alleenlik dan sal Jesus se opstanding vir u ook nuwe betekenis en hoop in u lewe hê. Met vreugde sal jy uitroep, as die laste van hierdie wêreld
te veel word, as dit lyk of Satan jou wil verpletter, maar Jesus leef. Hy het uit die dood opgestaan en hy lewe. En hy lewe vir my. Amen. Amen. Mag Jesus lewe in u hart. Ons sê, Here Jesus, dankie vir u verlossing. U verlossing wat werklik ons lewens skoon was en nuut maak. Ja, Here, die duiwel breek ons so maklik. Hy laat so maklik dinge met ons gebeur, dat ons hoop opgee, dat ons wanhoopig begin lewe, en ons vergeet, u het gesterf vir ons, maar u het ook opgestaan, en u lewe vir ons elkeen. U oorwinning is vir ons beskikbaar. Dankie Jesus, dat u lewe gegee het vir ons, dat u bloed gestort het om ons sonde skoon en weg te was, en dat ons nou hier kan uitstap, as koningskinders, skoon gewas in die bloed van Jesus. Dankie Jesus, baie dankie Jesus. Amen.